Here, dankie dat ons juis in die alledaagse lewe kan 'n dag uitroep en sê, dit is Hemelvaartdag wat ons wil herdenk. En dat ons kappe na U kant toe kan draai en kan dink oor wat dit vir ons beteken en wat U vir ons beteken. Dat U juis in ons aardse lewe so ingryp dat dit alles ingrypend en aangrypend verander. Ons wil graag vir U vra om vanaand vir ons iets te gee om net oor U na te dink. Dankie dat ons juis in ons beweging, in ons spasie wat ons inneem, in ons hier wees, in ons teenwoordigheid, iets erken, dat ons aan U vashou. U wat opgevaar het, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Amen. Ek het gedink om vanaand se titel te gee, Kwantumsprong, en dit gaan juis oor die vers wat ons gaan saam lees, want ek het al baie oor die vers gedink, maar nog nooit daaroor gepreek net, sien ek in my notas. So kwantumsprong, die hemelvaart wat alles verander. En ons gaan graag saam lees uit Johannes 14, net die 3 verse daar. Waar Jesus vir hulle sê, dit verseker ek julle, dis nou vir sy disippels, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy of sy dan nou, sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Nou kom ons gesels so 'n oomblik oor die mite of storie dan van wat 'n mens kan noem inkrementele groei. Want ons vier vanaand een van die mees deurslaggewende gebeurtenisse in die hele wêreld se geskiedenis, en dis die hemelvaart van Jesus Christus. 'n Oomblik wat in die wêreld se oë na afskeid lyk, 'n oomblik waarin Jesus weggegaan het, ons teenwoordigheid verlaat het, maar wat eintlik in wese 'n lanseerplatform is vir die toekoms wat God ontsluit. Dis nie 'n afsluiting nie. Dis 'n lanseerplatform. 'n Ou met die naam van Price Pritchett, so ek het die boekie so 'n paar jaar terug raakgeloop en my kop het weer daarna toe gegaan en weer gaan kyk na die ding. Is so 'n dun boekie. Maar sy boekie se naam is U2 en hy skryf hom so, is eintlik lyk soos U2 maar U squared. U squared. A high velocity formula for multiplying your personal effectiveness. So ek het dit in 'n ander konteks gelees, maar ek wil graag dit gebruik vir vanaand. Want square, daardie getalletjie beteken jy vermenigvuldig jou met jouself. Met ander woorde, as jy 10 het en jy sit dan daarna tot die mag 2, dan beteken dit 10 maal 10. So dis jy tot maal jy. Dis meer as net 'n stukkie van jy, as ek dit so kan stel. En hy verduidelik dat ons vasgevang is in die mite van inkrementele groei. Met ander woorde, ons glo as ons net 10% harder probeer, dan sal dit beter gaan. En sy argument is, dis nie 'n kwantumsprong nie, dis maar net inkrementele, bietjie groei. Dit maak nie regtig 'n wesenlike groot verandering aan die einde nie. Want hy sê wat ons nodig het in ons lewe, is 'n sprong wat jou uitneem uit die gewone uit, sonder dat jy al die tusseninstappe van inkrementele groei het. So dis nie net bietjie meer van dieselfde nie, dis 'n radikale versnelling wat plaasvind, dis 'n eksplosiewe sprong wat jou neem bo jou bestaande moontlikhede. Met ander woorde, kom ons dink 'n oomblik aan 'n atoom, en ons kan dink aan 'n atoombom, want dit is eintlik wat 'n atoombom op die eind veroorsaak het. 'n Atoom draai in sy gewone baan, dis dieselfde sirkel, dieselfde energie, dieselfde beperkings, maar dan gebeur daar skielik iets onverwags en daai energie tref hom en hy spring, nie 'n bietjie nie, nie stadig nie, nie stapsgewys nie, maar in 'n oomblik in 'n totaal nuwe vlak, 'n nuwe wentelbaan om dit so te stel. Daar's nie tussenin stappe nie, daar's nie 'n trapperige klim nie. Dis nie eers hierdie dan daardie nie, dis 'n sprong wat alles verander. En dis 'n sprong wat nie deur eie krag gebeur nie, maar deur die energie wat die atoom dan ontvang om hierdie krag te kan openbaar op die ou end. 'n Geestelike beeld kan ons dit dan so stel, dit gebeur wanneer God vir jou uit 'n ou patroon lig na 'n nuwe een toe. Ek het al baie in my bediening gekry wat mense sê, daar het 'n oomblik gekom waar God my so aangeraak het, dat ek hierdie gewoonte kon los en van hierdie moment af 'n totaal nuwe oomblik of lewe kon volg. Dis wanneer God jou in 'n nuwe manier van sien en lig plaas. En een van die goed wat ek beleef het in my lewe was, is 'n geleentheid wat Dr. Connie hulle destyds aangebied het via VBO vir predikante ontwikkeling en dis meer. En dit was toe 'n ou met ons kom praat het en hy die woorde begin gebruik het aan mekaar om te sê
Hy het nie meer energie vir die bediening, sy vrou het nie meer energie vir die bediening nie, maar in Christus, en ek het nog nooit oor die woorde in Christus so gedink soos in daardie tyd nie, my hele bediening verander. Want die krag is, jy dink asof dit 'n add-on is, maar in Christus is dit totaal anders. En dit het net als my bediening verander. Dis daai kwantumsprong. En jy gaan nie tussen al die stappe dan deur nie. Met ander woorde, die Gees van God help jou net om 'n bietjie minder sondig te raak, maar bring jou op 'n nuwe vlak van gehoorsaamheid, 'n nuwe vlak in disippelskap op die ouen. Ek was gister hier, maar vandag is ek daar. Ek het nie net gegroei nie, ek het gespring. Iets het in my oor geslaan. Ek is nie meer dieselfde nie. En hierdie gebeure wat my aangegryp het, is dat dit die aand gebeur het voor Jesus se donkerste nag, die aand voor sy kruisiging. En dan gee hy 'n belofte wat letterlik alle verstand te bowe gaan. Ons lees dit in vers 12. Ek verseker julle, wie in my glo sal ook die dinge wat ek doen. Ek wil dat jy nou al gedink jy kan doen wat Jesus doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Kan jy vir jou oomblik indink dat jy groter en meer kan doen as Jesus? Dis wat hierdie vers so aangrypend maak. Want ons ken die omvang van die woord. Ek wil Jesus het water in wyn verander. Ek dink ons sal baie geld maak soos dit kan doen. Maar anyway, hy het dit gedoen. Hy het 'n storm stil gemaak. Daarmee sal ons ook nog baie geld kan maak. As jy mense so kan stel. Hy het Lazarus uit die graf uitgeroep. Daarmee sal ons 'n menigte kan lok. Mense sal nie ophou om te kom kyk wat aangaan nie. Maar hoe kan ons as feilbare mense groter dinge doen? En die antwoord lê juis in die hemelvaart. Want deur sy opvaart na die Vader word Jesus se krag nie meer beperk deur tyd, deur 'n plek of 'n enkele menslike aardse liggaam nie. Hy word die hoof van 'n globale liggaam waarvan ek en jy deel is. So vanaand vra ons, wat is die sprong wat ons maak? Wat gebeur as jy begin beweeg van hart probeer na leef vanuit Jesus se posisie aan die regterhand van God? Wat gebeur as jy van daai kant af begin werk en nie van die kant af nie? So, kom ons kyk na 3 fasette. Die een is om ons koppe te verstaan, dis 'n quantum koneksie wat hier gebeur. En ek wil die beeld gebruik van 'n oorlogs walkie-talkie. Onthou jy nog hierdie walkie-talkies? Ons het mos nou deesdae selfone wat al die goed vervang het. Maar ek onthou toe ons in daai gemeente was waar ek nou van vertel het, het die ouens elke jaar het hulle gewag met hulle karavane voor die skool en dan het hulle almal opgery, amper sê ek willekeur toe, 'n Kruger Wildtuin toe. Ek is met 'n Kruger getroud, dis die wat my woorde soms omruil. En wat hulle gedoen het om met mekaar in koneksie te bly, hulle het walkie-talkies gehad, sodat hulle met mekaar kan praat. Nou deesdae bel ons mekaar met selfoons, soos nie meer nodig nie. Maar 'n kwantumsprong gebeur wanneer jy nie op jou eie krag vertrou nie, maar wanneer jy na 'n hoër kragbron toe gaan. Nou Pritchard sê, you don't have to be content with improving things incrementally. Jy hoef nie tevrede te wees dat jy liewer net stukkie verander nie. En Jesus verduidelik die rede hoekom hy groter dinge kan doen. Juis sê hy, omdat ek na die Vader toe gaan. Want hierdie hemelvaart is die kragbron agter hierdie dinge wat gebeur. En die manier waarop dit gebeur is juis via gebed. Maar hier lê die probleem dan. Ons gebruik waarskynlik gebed baie keer verkeerd, ek self. En John Piper gebruik hierdie kragtige beeld van die walkie-talkie en dis waarmee ek nou wil werk. Maar spesifiek die wartime, die oorlogstyd se walkie-talkie. Nou dis die verskil tussen 'n inkrementele gebed en die kwantumsprong gebed. Want wat gebeur is, John verduidelik dit so, hy sê, ons maak die fout om gebed te hanteer soos 'n interkom. Jy lê op jou bed in 'n luukse hotel, jy druk die knop en jy sê, Here, ek het nog so 'n bietjie seëninge nodig. Hierdie kussing is 'n bietjie te hard, kan jy vir my 'n sagter kussing bring? Dis nie 'n walkie-talkie nie, dis 'n interkom gebed. 'n Walkie-talkie realiteit is, jy's in 'n oorlogssituasie, jy het die ding nodig om kontak te maak, want jy's op 'n sending, jy's op 'n missie in hierdie wêreld, jy wil weet wanneer die vyand aanval, jy wil dit deurgee aan hoofkwartier, jy wil van hoofkwartier af hoor wanneer jy aangeval gaan word, jy wil voorrade vir die frontlinie bestel, jy wil taktiese instruksies vanaf die hoofkwartier kry, en daarvoor het jy die walkie-talkie nodig. Dit is wat gebeur toe Jesus die hemelvaart doen.
Hy het na die hoofkwartier toe gegaan, as jy so kan stel, en hy het vir ons die walkie-talkie gebed gelos, sodat ons ingeskakel kan wees op sy frekwensie, sodat wanneer jy bid in die koninkryk en vir die koninkryk, tap jy in op 'n bron wat biljoene groter is as jou eie vermoë. Nou, hoe maak ons dit van toepassing in ons praktiese lewe? Dis wanneer jy ophou om jou Christendom inkrementeel te probeer verbeter deur jou lysie van foute te probeer minder maak. Ek het dit dalk al genoem, maar een goeie Vrydag hou ek 'n preek hier en somehow het ek net op die idee gekom, dit was nou voor die dae van selfoon die goede, so ek het dit nog gefotostateer, 'n hele lys, ek het gaan kyk hoeveel sondes daar in die Bybel is. Ek weet nie eens meer hoeveel nie, maar anyway, volgens die Bybel is daar nogal 'n hele paar wat, maar ek is so bang, ek deel dit vir mense uit, want dan is ek bang hulle sê, "Hier, ek het nog hierdie een gemis. Ek wil dit ook nog draai." In elk geval, en ek deel hierdie lys uit. En sê vir mense, "Gat net so deur, waar as jy nou 'n bietjie geflop en al daai klas van goede." Maar ek wil die beeld van Goeie Vrydag toe demonstreer dat Jesus vir alles gesterf en ek sê, "Okay, jy het nou al jou mind opgemaak, skeer die lys nou op, want Jesus het daarmee klaar gemaak." Dis die gedagte van die kruisiging. Daai tyd 'n vrou kom ou na my toe sê, "Janika, het jy nog van daai lys?" Ek graag die lys hê. Nou jou dilemma is, dis die punt, ons het nie die lys nodig nie. Want dan probeer jy inkrementeel iets doen. Maar wanneer jy skuif na geesvloei, dan sê jy in terme van die Here met die walkie-talkie van die gebed en die oorlog, die sending, die missie sê, Here, ek is op vanaand op 'n sending in my werk. Ek is vandag op 'n sending in my huis. Ek is vandag op 'n missie tussen ander mense. U is die bron van wysheid. Werk u nou deur my. Skielik raak dit anders. Nou is dit nie meer my wil nie. God wil deur my. Dis 'n sprong van menslike inspanning na goddelike koneksie. Hoe lyk dit in 'n gemeente? Wanneer 'n gemeente ophou om doodgewoon nie meer programme aan te bied nie, ek wil nie hierdie gemeente as voorbeeld gebruik nie, want ons probeer regtig van die goed op 'n manier reg doen. Nie nog meer programme aanbied nie. Dis wanneer 'n gemeente vra, weg van wat kan ons vir God doen na wat wil God deur ons doen? Dis 'n ander vraag. Nie wat kan ons vir God doen nie, wat wil God deur ons doen? Hoekom is ons hier geplaas? Wat 'n verskil maak ons hier? Das is byvoorbeeld wanneer 'n kerkraad nie oor begroting stry nie, baie van julle was al in kerkrade wat in die verlede gebeur het, maar dan tyd spandeer aan die walkie-talkie kant daarvan om te sê, Generaal Jesus, wat is die strategie vir hierdie dorp? Wat is die strategie vir hierdie dorp? Dis 'n ander gesprek. Dis wanneer jy die kwantumsprong maak na 'n oorlogs, na 'n missie walkie-talkie. En dis nie inkrementeel nie. Dit kan alles verander. En hierdie gemeente weet ek is al 'n paar jaar besig met daai stappe. Ek het gekyk weer na die goed wat genoem is waar 'n predikant moet net hoor waarvoor staan hierdie gemeente. Dis die goed waaroor dit gaan. Dis kwantum koneksie. En dit vat ons almal groter, want nou leef ons vir 'n saak met die naam Jesus se saak. Nie net vir onsself nie. Kom ons kyk die tweede aspek en dis die karakterkrag en dis die in my naam belofte. Want 'n kwantumsprong beteken jy moet die ou reëls agterlaat, want jy's die ou reëls wat jy hou waar jy is. Pritchard waarsku dat ons baie keer ons plafon maak deur te dink dat ons net kan doen wat ons dink moontlik is. En daarmee het ons 'n plafon. Johannes 14 sê Jesus, wat julle ook al in my naam vra, dis die sleutel, my naam. Wat julle in my naam vra, sal ek doen. Dis nie 'n towerslagspreek, dit gaan hier oor karakter. Tim Keller verduidelik dat wanneer jy iets in iemand se naam vra, beteken jy kan op daardie persoon se meriete staat maak. Met ander woorde, as ek in die naam van die koning kom, word ek behandel asof ek die koning self is. Dit beteken my versoek moet ook die koning se karakter weerspieël, want ek is hier namens en in diens van die koning. So om in Jesus se naam te kom beteken ek en jy bid as aangenome kinders van God. Nie meer Jannie nie. Jannie, kind van God. Dis hoe ons bid. Jy kan jou naam insit daar.
Kom ons kyk weer na die wonderwerke wat Jesus gedoen het. Waterwyn Johannes 2. Hy bring feesvreugde waar daar tekort is. Met ander woorde wat hier gebeur is, in sy naam verander tekort na iets anders, raak 'n broodjie meer. Merkwaardig hoe dit gebeur waar mense mekaar help. 'n Bietjie wat hulle het om ander mee te help. Genesing van die kreupele, daardie herstel van Johannes 5 van wat gebreek is, selfs na 38 jaar is herstel wat gebreek is. Hoe werk ons daarmee wanneer ons die koningskarakter weerspieël? Ons wil herstel. Ons wil bly herstel want ons is besig met hierdie karakter kwantumkrag. Die voeding van die 5000, hy vermenigvuldig klein hulpbronne om groot behoeftes te vul. Ek het eendag 'n sommetjie gemaak en gedink, as daar 5000 onthou, dis net die mans wat toe gevoed is. Dit beteken as die vrouens bykom, is daar waarskynlik nog 5000 by. Sê my elkeen net 2 kindertjies by, dan is dit ten minste, hoeveel daar is ons nou al by? 12000, 13000 mense wat gevoed is uit daai 5 brode en 2 visse. Merkwaardig wat kan gebeur as mense se harte hande oopgaan. As ek net kyk wat so projekte al die jare gedoen is uit hierdie gemeente. Dis goed om opgewonde te raak, mense vergeet dit goed. Maar hoe goed aangepak is, hoe sopkombuise wêrelde verander het, hoe kos gegee word, ek is nog nie seker nie, ek dink die kinderprojek is nog aan die kosgee projek by die skool, nog steeds. Herman, het julle al ooit gedink, ekskuus ek vra nou af te kaf, het julle al ooit gedink om 'n sommetjie te maak van hoeveel jaar dit is, hoeveel kinders dit is, hoeveel brode dit is? Dink nie daaroor. Ek weet nie hoeveel brood per keer ons gee nie. Maar kan jy dink hoeveel kinders se leervermoë is aangeraak deur 'n broodjie wat energie geskep het sodat hulle kwantumvry kan raak. Uit die gemeente uit. Dis hoe God goed verander. Lazarus uit die dood, lewe in die gesig van absolute hopeloosheid. En wanneer jy iemand moet inpraat wat so down in the dumps is jy besig om lewe te help gee. So wanneer Jesus sê ons sal groter doen, dan bedoel hy nie meer skouspelagtig nie. Ons hoef nie bands in te kry, allerhande goed noodwendig. Ek praat nie van ons gemeente musiek nie. Sorry, hierdie. Ek praat van ons hoef okay, julle weet wat ek wil. Ek hoop so. Ons hoef nie 'n show op te sit nie. Dis die punt. Dit gaan hier oor geestelike rykwyte. Josh Contancordo wys daarop dat Jesus se wonderwerke eintlik al tekens was van wat sou kom. Want voor die hemelvaart het ons nie die volle evangelie gehad nie. Die volle evangelie is eers klaar toe Jesus gekruisig, opgestaan en opgevaar na die hemel. Ons is die besitters van die volle evangelie. Jesus het nie die volle evangelie al gedeel nie. Hy het net die tekens daarvan gegee. So Pinksterdag se rykwyte is baie groter. Op Pinksterdag het die disippels meer mense tot bekering gebring en hy Vader toe gelei as wat Jesus in sy hele bediening gedoen het. As jy al daai sommetjies gaan staan en maak. En na Pinkster en na die uitstorting van die Heilige Gees as gevolg van die hemelvaart, is die evangelie van Jesus versprei vanuit Jerusalem, Judea tot die ganse uithoeke van die aarde. Meer as wat Jesus fisies kon doen. So dis die kwantumsprong wat gebeur van karakterkrag om in die naam van Jesus hierdie goed te doen en te leef, om oral te wees. En Jesus gaan juis na die Vader sodat Jesus oral oor die aarde kan wees deur die mense wat deur hom aangeraak is. Sy bediening het groter geword, nie kleiner nie. Preacher skryf in sy boekie interessant, hy sê 'n kwantumsprong begin wanneer jy ophou om te probeer en begin om op te hou probeer, maar begin om te vertrou. Is wanneer jy ophou dink iets is te klein en begin glo iets groots is moontlik deur jouself. En die interessant is Jesus sê dit is moontlik. In die geskiedenis word vertel van 'n ou met die naam van George Miller. 19de eeu in Engeland het hy 'n weeshuis begin en hy het nooit publiek vir geld gevra of vir wat hulle nodig het nie. Ek het my verstom toe ek daai verhaal weer lees. Hy het net vir God vertel wat nodig is vir hierdie weeshuis. En oor sy lewenstyd het hy gesorg vir meer as 10,000 kinders deur daardie weeshuis. Hy het as hulle die sommetjies maak, hy het meer as wat vandag gelyk staan is as $500 miljoen is deur die Here, deur mense gegee om kinders te versorg. Hy het spesifiek gaan neerskryf hoeveel gebedsverhorings plaasgevind het in sy lewenduur. 50,000 min of meer.
waarvan 30.000 op dieselfde dag. Nou nie al 30.000 nie, maar wanneer hy gevra het, het dit daai dag gebeur. 30.000 van daai beloftes het op daai dag waar geword. Maar die sleutel was, hy het net met God daaroor gepraat, met niemand anders nie. Een môre toe daar geen kos was, het hy die 300 kinders in die eetkamer laat sit en het gedank vir kos en gewag en 'n bakker klop toe en sê, meneer Miller, ek kon gisteraand die slaap, ek geweet julle sal brood hê, hierso is al die baksels wat ek het, ek het vir julle gebak. Minute later, sê hy, het 'n melkman geklop, sy waad gebreek reg voor die melkhuis, en die melk sou bederf, want was nou nie die gepasteuriseerde en ander melk soos ons deesdae nie. En toe is daar genoeg melk vir die hele ete vir al die kinders, vir almal wat daar is. So hoe werk dit in ons praktiese lewe? Jy het miskien 'n vyand by die werk. Inkrementele gebed is, Here asseblief, laat hierdie ou nou ophou om my te pla. Kwantumsprong gebed is, Here, verheerlik U self deur my reaksie, gee dat die persoon U liefde in my karakter sal raak sien. Dis die kwantumsprong. Dis 'n karakterstorie. In die gemeente beteken dit is wanneer ons die skuif maak, aan mekaar bly hou maak, weg van gemak af na verheerliking. Dis 'n totaal ander iets. 'n Mens kan byvoorbeeld dink, in plaas van 'n ander mat in plek te sit om iemand te help. Ek noem 'n simpel voorbeeld. Maar dit maak goed wat finansiëel nie sin maak nie, maak op geestelike gebied 'n kwantumsprong oop. Een van die kwantumspronge, iemand my hierdie week, Otis Herman wat nou die dag vir my gevra het, hoe dit gekom dat ons 'n maatskaplike werker in die gemeente het, wat was die storie agter? Wat gebeur het, is ons gemeente het geweldig ontplof. In 92 toe ek hier gekom het, het Dominee Strydom-Brouwer, my voorganger Dominee Henk Barnard het toe afgetree, ek het in sy plek gekom, en Strydom vat met die gemeente, Mountainside het glad nie bestaan nie, Suikerbossie, daai deel was daar, regs van Grensweg was daar, die ander dele het nie bestaan nie. Die dele hieronder van Hennehoflaan af, daai was als vlei land, plaasboerdery, maar die goed het omtrent versuip daar, party daar, as gevolg van dis 'n vlei land, daai effek gewees. Daar word vir my vertel deur die Normans, dat hulle dikwels met 'n bootjie moes ry na hulle huis, vaar na hulle huis. So was hierdie deel voor hulle nou verander het. En wat interessant was, so met ander woorde die gemeente het ek wil amper sê oornag ontplof, van 'n klein gemeente van baie min lidmate na 'n gemeente wat skielik 3000 mense geraak het in 'n paar jaar se tyd. En ons het op 'n stadium 'n derde predikant beroep om te help. En toe André weggaan, Dominee André Serfontein, van julle sal hom nog onthou, het die kerkraad lank besin, wat gaan ons doen, wat gaan ons nie doen nie, maar toe het dit al begin raak in die gemeente, hoe leef ons missionaal? Hoe leef ons met hierdie missie van God? Hoe werk ons met 'n walkie-talkie, as ek so kan stel? En in daardie stadium kon die ACVV nie genoeg help vir die gemeente om te kom help, aan die een kant vir maatskaplike nood nie, en ook nie personeel genoeg gehad om die mense by te staan nie. En toe besluit die kerkraad en neem hulle 'n kwantumsprong besluit, om nie nog 'n predikant te beroep nie, maar 'n maatskaplike werkster aan te stel, nie net vir die gemeente nie, om die gemeenskap te bedien. Dis hoekom die gemeente 'n maatskaplike werker het. Dis 'n kwantumsprong. Die interessante is, toe sy haar werk begin het sy agtergekom dat van die mense wat hier voor, daai tyd was hier poskantoor nog alive and well. Hy's nog steeds alive and well, maar dit lyk my aan die buitekant, nie aan die binnekant nie. Maar in elk geval, daar was toe ook al mense, en sy begin toe daar om uit te vind, hoekom slaap die mense daar? Toe kom sy agter, maar baie van hulle slaap daar, nie net oor hulle families uitgeskop is, al sê, hulle het die ID-dokumente nie. So van hulle kon SASSA kry, daai jare al, maar omdat hulle die ID's het nie, het hulle nooit geld gehad nie. Moes hulle bedel. Een van die ooms is in die 70, toe sy ID kry, bars daai man in trane uit. Hy het nie geweet daar is so moontlikheid nie. Hy's kort daarna dood. Maar hy kon teruggaan en vir sy familie sorg, omdat hy SASSA gekry het, dit deur 'n maatskaplike werker, omdat die kerkraad 'n kwantumsprong geneem het. Dis hierdie gemeente se storie. Dis die aard en die karakter van hierdie gemeenskap, hierdie gemeenskap. Dis karakterkrag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sluit af met die gedagte van die kreatiewe kapasiteit, die derde punt. Ekskuus, ek sal nog 'n afsluitingpunt ook maak. Maar die U-square van die Heilige Gees.
Pritchard sê, quantum leaps require a U-squared mindset. Hy bedoel daarmee, jy gaan nie die toekoms bereik deur meer van die verlede te doen nie. Hemelvaart het alles verander. Daarmee is die kreatiewe kapasiteit ontsluit om die Heilige Gees nou skielik in die mense woon. En Piper beklemtoon dat die groter werke moontlik is, omdat ons nou vanuit die voltooide werk van Jesus, omdat die Heilige Gees nou in ons is, dit kan doen. Voor dit was dit nie daar nie. Jesus moes sterf, Jesus moes opstaan, Jesus moes opvaar na die hemel, om hierdie oorwinning te beklink. So ons bediening is om kreatief in die wêreld in te gaan, deur die oorwinning wat Jesus beklink het, en waarmee hy ons bemagtig. Ons is nou nie net volgelinge meer nie, ons is medewerkers. Ons identiteit het geskuif. Ons is medewerkers in die koninkryk van Jesus. Hoe maak dit prakties moontlik? Dit beteken jou alledaagse taak raak skielik 'n kreatiewe koninkrykswerk. 'n Ma wat haar kinders grootmaak, is nie net besig wees met die kinders nie, dis vorming van ewige siele waarmee jy besig is. Vir groter werke bid is om geestelik jou kinders te help dat hulle verder sal leef en vashou aan die Here as wat jy ooit self kan kom. Dis van oorleef na nalatenskap bou. In 'n gemeente beteken dit doodgewoon dat 'n gemeente sien geleenthede waar ander probleme sien. In plaas daarvan om te kla oor die verval van die dorp, begin die gemeente kreatiewe inisiatiewe soos mentorskap, soos armoedeverligting, soos nasorg, al die goed wat uit die krag van die opgevaarde Christus begin. Want so 'n gemeente glo, solank Jesus op die troon is daar geen probleem wat nie 'n koninkryksoplossing kan hê nie. Dis die herstel van 'n gemeenskap se hoop, van net 'n gemeente se vertroue in God. So kom ons sluit dan af met die gedagte. Dit mag dalk vanaand net die begin wees van jou kwantumsprong. Want die hemelvaart is die begin van jou storie. Dis nie die einde van Jesus se storie, dis die begin van jou storie. En dalk by vernuwing, want ek wil ons is almal mense wat hopelik almal mense wat Jesus volg. Maar Jesus sit aan die regterhand van die Vader, nie om te rus nie, maar om te regeer. Ek lees nergens dat hy daar rus nie. Hy regeer. Dit beteken hy die beperkings laat afgooi van tyd en plek deur miljoene van ons te motiveer, inspireer, bemagtig om in sy naam te werk. So die vraag is of jy gereed is vir die kwantumsprong. En hoe kan jy kyk na dit waarmee jy besig is om dit verander? Hoe kan jy jou klein inkrementele poging oorsit in 'n sprong? En daarvoor tel jy die hemelse walkie-talkie op om 'n gebed met God te praat en koppel in die hoofkwartier. En jy laat sy karakter jou versoeke vorm sodat die Vader verheerlik kan word. En jy gebruik jou kreatiewe kapasiteit om groter werke van redding en herstel in die gemeenskap te doen. Preacher sê, you don't have to be content with improving things incrementally. Ons hoef nie bietjie aan te gaan nie. Ons kan 'n kwantumsprong doen. Ons het die kragbron. Hy sê 'n ander mooi uitdrukking. If you must doubt something, doubt your limits. As jy wil twyfel oor iets, begin net 'n slag twyfel oor jou eie vermoë om dit nie te kan doen nie. Begin net vertroue slag in die naam van die Here dat jy dit kan doen. So Jesus sê, groter dinge as dit sal julle doen. Die hemelvaart is die bewys dat die pad oop is en dat koning Jesus, as ek by wyse van heilige spreuke mag sê, die generaal van jou missie wag op jou roepstem. Jou koneksie. So hierdie hemelvaart is net 'n diensie. Dis die oomblik waarop jy weer of dalk vir die eerste keer jou kwantumsprong kan neem. Moenie vir ander wag en kyk nie. Jy's die een. Ek's die een. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U soveel vertroue in ons het. Om vir elkeen van ons te neem met wat ons het. En kwantumspronge daarmee moontlik te maak. Dit is ons gebed, Heer, dat vanuit hierdie hemelvaart en van die Pinkster en van die belewenis van gemeente wees, dat U asseblief die regte diensknegt sal stuur om as leraar van die gemeente te wees, dat U steeds die regte persone rondom hom of haar sal versamel,
sodat hier 'n missie vanuit hierdie gemeente verder kan groei, om u naam te verheerlik, totdat u weer kom. Dankie vir die moontlikhede wat daar is, die kapasiteit wat u gee, die kwantumsprong wat u moontlik gemaak het en steeds moontlik maak. Amen.